Broers en susters, ons gaan vanoggend aan met ons reeks vanuit 1 Timoteus, net 'n paar opmerkings voor ons uit die woord van die Here lees. Terwyl ons hierdie reeks uit 1 Timoteus hoor, leer ons baie dinge en ons hoor baie dinge van hoe die kerk van die Here regeer word en hoe ons as kerk moet optree. Maar terwyl dit so is die fokus nie net op die uiterlike aspekte van kerkwees en gelowig wees nie. Dit gaan ook oor die innerlike. Dit gaan nie oor net hoe effektief dinge in die gemeente moet gebeur nie, of hoe die kerk moet lyk van buite af nie. Alles wat Paulus vir ons leer in hierdie brief, het altyd te doen met die innerlike toestand van die gelowiges. Toe Paulus, 'n voorbeeld daarvan is, toe Paulus in die heel eerste hoofstuk die gemeente verbied om hulle besig te hou met valse leer. En daar sê hy, maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart en 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof. Wat Paulus hierdie hele brief wil duidelik maak, is dat die verandering wat 'n gelowige ondergaan deur sy bekering en deur sy geloof in Christus, dit is die innerlike, moet uiting gee tot 'n nuwe manier van ons leef, die uiterlike. En hierdie balans, hierdie harmonie kan ons sê van die innerlike en die uiterlike, beskryf Paulus in hierdie brief en ook in die ander pastorale briewe met een woord. Dit is die Godsaligheid. Die Godsaligheid. Die 2020 vertaling vertaal dit ook mooi met Godvreesendheid en die 83 vertaling met toewyding aan God. Al die benamings is reg en beeld 'n deel van wat dit beteken baie mooi uit. Maar die volheid van wat Godsaligheid beteken is baie moeilik om met net een woord te beskryf. Dis gaan ons vanoggend hoor uit 1 Timoteus 4 vers 1 tot 10. Maar ons gaan veral fokus op Godsaligheid. En nadat ons uit die woord van die Here lees, sal ons 3 dinge uitlig. Ons hoor eerstens oor die gevaar vir Godsaligheid. Ons gaan tweedens probeer om Godsaligheid te probeer verstaan deur te kyk hoe dit in ander teksgedeeltes gebruik word, hoe dit elders gebruik word. En laastens hoor ons hoe ons oefen in die Godsaligheid. So geliefdes, kom ons luister nou saam na die woord van die Here. Ja, hierdie is die stem van die Here vir sy volk. En spreek ook elkeen van ons hier vanoggend aan, wat nou daarna mag luister. 1 Timoteus 4 vers 1 tot 10. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Deur die geveinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle gewete, wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en deur die wat die waarheid ken. Want alles wat deur God geskape is goed en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word. Want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jou voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Maar verwerp onheilige en oudwyse fabels en oefen jou in die Godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die Godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het.
Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaak, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouder is van alle mense, in sonderheid van die gelowiges. Tot dan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons het nou in Timoteus 4 vers 1 tot 10 gehoor, maar ek wil vir ons graag die laaste vers van die vorige teks, van die vorigste hoofstuk ook aanhaal. Paulus skryf daar weer vir Timoteus, en onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. En soos wat ons ook 'n paar weke terug gehoor het, skryf Paulus hierdie brief, en baie van hierdie brief, sodat die kerk weet hoe sy haar moet gedra. Maar net nadat Paulus ook weer beskryf het hoe mense in die gemeente van die Here moet optree, begin hy direk daarna weer praat oor die godsaligheid, die verborgenheid daarvan. Ja, die godsaligheid wat ons later sal mooi definieer, het alles te doen met Jesus Christus wat ons in hoofstuk 3 sien. En net na hierdie verborgenheid bespreek word, vind ons in die begin van ons teksgedeelte dat Paulus klink asof hy weer van iets anders praat. Hy maak in die begin van ons teksgedeelte bekend aan Timoteus en die gemeente van Efese dit wat die Heilige Gees aan hom bekend gemaak het. En dit is dat daar mense in Efese, in Timoteus se eie gemeente sal kom wat 'n valse leer sal aanhang. Maar Paulus gee nie net hierdie waarskuwing nadat hy van die verborgenheid gepraat oor vir geen rede nie. Nee, net nadat hy gepraat het van die verborgenheid van die godsaligheid, praat Paulus oor die teenoorgestelde daarvan. Ons kan sê die verborgenheid van goddeloosheid. En hy noem dit ook so, omdat dit 'n groot gevaar is vir die gemeente en hulle godsaligheid. Ons sien ook heel eerstens in hierdie 2 verse, van waar hierdie valse leer kom, van waar af hierdie gevaar oorspronklik kom, wat mense sal aanhang. En dit kom van verleidende geeste en duiwels. En terwyl ons vandag so na die geskiedenis kan gaan terugkyk en ons kan sien van waar af sekere valse leer vandaan kom, stel Paulus dit baie duidelik dat die oorsprong van hierdie dwalings wat die kerk ook bedreig, 'n veel boser oorsprong het. Dit kom van die Satan en sy bose magte. Die duiwel wou van die begin af die mens in sonde verlei. En in die tuin van Eden het hy daarmee begin deur 'n halwe waarheid en 'n volle leuen die mens in sonde te laat lei. En hy doen vandag nog dieselfde. Een van sy grootste oorwinnings byvoorbeeld was om die wêreld te oortuig dat hy nie bestaan nie. Maar tog stel die woord van die Here 'n baie harde realiteit. Paulus weer sê self, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die booste geeste in die lig. Geliefdes, hierdie stel nie net owerhede en magte, nasies en volke nie. Dit verwys ook na die bose geeste in die lig. Ons stryd is eerstens teen hulle. En Petrus waarsku ons ook dat die Satan 'n brullende leeu is wie soek wie hy kan verslind. En ja, die Satan wil vandag nog hê dat op die wêreld en dat ons sy leuns moet glo, en daar is nie 'n beter tyd om sy doel te bereik
as die grondslag en pilaar van die waarheid. Die kerk. En die manier wat die Mose dit doen, is deur doodgewone mense, soos ons. En soos wat ons in die vers 2 hoor ons ook, hy doen dit deur die geveinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Maar die gevaar vir die kerk kom van mense wat geveins is, skynheilig is, wat maak asof hulle heilig is. Maak asof hulle deel is van die bruid van God. En hulle is skynheilig omdat hulle gewetens gebrandmerk is. Dit beteken dat hierdie mense die woord van die Here en die wet nie meer hoor nie. Dit spreek nie meer tot hulle harte nie. En die woord gebrandmerk wat ons in die 53 vertaling kry, kan ons ook dalk nog herken in die Grieks. Dit is die woord koterizo. Van hierdie woord kom die Engelse woord koteras. Dit is om 'n wond te brandyster, om bloeding te stop. Elke keer wat iemand dit doen, iemand 'n wond so brand, dan brand daar senuwees op die plek waar die wond is en in 'n liggende area. En so verloor mens gevoel by brandwonde. En op 'n baie eenderse wyse, so word die mens se gewetens geskroei, gebrandmerk. Elke keer wat 'n gelowige sondig, soos ons in Psalm 38 hoor, voel ons dit, soos brandpyn van oop wonde. Ons voel daardie pyn deur ons gewetens. Ja, ons gewetens kla ons aan. Ons gewetens, kan ons sê, is die senuwees van die siel. Maar as ons die geklaas stem van die gewete ignoreer, dan gebeur daar iets met ons. Ja, die Heilige Gees gebruik ons gewetens. Hy kla ons gewetens aan. Maar elke keer wat ons die sonde wat ons doen, in ons gedagtes probeer onderdruk, of dit probeer regverdig, verskroei ons gewetens. En daardeur raak ons geveins in die geloof, skynheilig. Ons gee al hoe minder om oor daardie brandpyn van ons sonde, sodat dit ook al hoe makliker raak vir ons om daardie sonde te doen en daarin te volhard. Paulus brei ook verder uit. Hy sê hierdie afvalliges verbied dat mense trou en dat hulle sekere kossoorte eet. Ja, die wie se gewete geskroei is, ken nie meer die stem van hulle herder nie. En hulle luister eerder dan na 'n ander leer wat meer verdraagsaam is vir die sonde. Hulle verwerp selfs dit wat goed geskep is deur God en in gehoorsaamheid gebruik kan word. En soms, sonder dat hulle weet, luister hulle na die verleidende geeste en hang die leringe van duiwels aan. Broers en susters, hierdie is nie die eerste keer wat Paulus hierdie spesifieke gemeente ook waarsku oor die valse leer en die valse leraars. Die heel laaste keer wat Paulus die gemeente van Efese gesien het, voordat hy die brief geskryf is, het hy vir hulle gesê, want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om julle elkeen met trane te vermaan. En so ook moet ons geliefdes waak teen die wrede wolwe. Eerstens, deur seker te maak dat ons nie soos hulle word nie. So word wolf skape. Ja, die wolwe wat die skape agter hulle aan wil lok, word so deur nie na hulle gewetens te luister nie. En daarom, broers en susters, moet ons nie die Heilige Gees bedroef nie. Luister na hom wanneer hy ook julle deur julle gewetens aankla.
En dat die Heilige Gees julle gewete versterk deur dit te voed met woord en gebed. Die verleidende leer van die duiwel wil elke een van ons agter hom aanloop. En in ons eie krag sal ons dit nie kan weerstaan nie, geliefdes. Maar die wat in Christus vrygemaak is van die slawerny van sonde, is nie meer van hierdie wêreld nie. Hulle is nie meer van hierdie wêreld wat se owerste die Satan is nie. Ja, die verleidende gees word aangehang deur almal wat burgers is van hierdie wêreld. Maar in ons wie die burgers is van die hemel, ons ontvang die Gees van waarheid, die Heilige Gees. En in en deur die Heilige Gees kan ons uiteindelik doen wat ons moet doen. Waar Paulus sê, verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen julle in die godsaligheid. Oefen julle in die godsaligheid. Ja, geliefdes, nou dat ons weet van waar af die goddeloosheid kom ons gaan kyk wat is godsaligheid, die teenoorgestelde daarvan. Om te verstaan wat hierdie woord godsaligheid beteken, sal ons moet kyk ook waar hierdie woord elders gebruik word. Daar is 3 verse wat vir ons 'n mooi lig skyn op wat hierdie woord beteken. Eerstens 1 Timoteus 3 vers 16, en daar hoor ons, en onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Ons ken die lied wat ook daarna gesing word, wat gaan oor die bediening van Christus op aarde. Dit word tot sy lof gesing. En hierin sien ons dat godsaligheid alles te maak het met Christus, dit wat hy gedoen het. Tweedens in 1 Timoteus 4 vers 7 en 8, ons eie teksgedeelte, sê Paulus vir Timoteus en vir ons moet ons oefen in godsaligheid, ons moet dit oefen. Hy sê, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe inhou. Ja, godsaligheid is iets wat ons kan oefen, so dit is iets wat ons doen. Maar dit bevat ook 'n belofte vir nou en vir die toekomende lewe. En laastens in die laaste gedeelte, 1 Timoteus 2 vers 10, sien ons dat godsaligheid iets is wat 'n gelowige bely ook. Iets wat ons kan weet en ken en ook bely. Ja, godsaligheid is 'n baie groot woord, maar tog is dit eenvoudig. Godsaligheid is die harmonie van geloof en werke. Dit is 'n lewe wat verander is deur Jesus Christus, van binne af regdeur na buite toe. Godsaligheid is een woord, met ander woorde, vir die Christelike leer en lewe. Soos die 2020 en die 83 vertaling het ook mooi stel, dit is die toestand van 'n godvreesende mens, iemand wat 'n lewe wat toegewy is aan God. Nou, as ons 'n definisie dan moet stel, kan ons sê, die godsaligheid is gewortel in Jesus Christus wat die mens se lewe binne en buite verander. Ons oortuigings en ons gedrag. En dit bevat 'n belofte, 'n sekerheid van ons saligheid waarin ons nou reeds leef en die ewige saligheid wat ons in die volgende lewe, die lewe hierna verwag. Geliefdes, nou dat ons weet wat hierdie woord inhou, kan ons ook dan begin verstaan wat dit beteken om ons in hierdie godsaligheid te oefen. Dan vers 7 en 8 hoor ons daardie opdrag. Verwerp jou van onheilige en oudwyfse fabels, maar oefen jou in die godsaligheid. En dan verduidelik hy hoekom. Hy sê, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, dit het sy nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. En hierdie is ook die derde uitspraak in die boek in die brief aan Timoteus, waar Paulus sê, hierdie is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Hy lê baie klem op hierdie
godsaligheid. Dat ons geloof, ons lewe in Christus nie passief kan wees nie. Dit moet tot 'n aktiwiteit lei, tot passie. Ons moet soos 'n atleet wees wat aanhou oefen om die beste in sy sportstipe te wees. Ons moet ons lewens al hoe meer inoefen in godsaligheid om soos Christus Jesus self te wees, om hy te leef. Baie moeiliker doen. En godsaligheid dis ook nie 'n leer nie. Dit is nie net 'n leer nie. Dit is die uitlewing van geloof. En dit is iets wat mens moet inoefen. Al hoe meer moet inoefen. En Paulus wys ook eksplisiet hoe ons dit doen in die vorige vers. Ons moet onsself voed met die woord en die leer waarvan ons navolgers geword het. Voed ons met die woord van die Here, die Bybel, en ons moet navolgers daarvan wees, ons moet leef. Ons moet nie net leer in die woord wat van ons vereis word nie. Dit is goed om dit te weet, maar dit is te vergeef soos ons dit nie doen nie. Dit is vir ons om nie net saam te stem wanneer ons in Timoteus ook so mooi hoor wat die gedrag van gelowiges moet wees, of jy 'n vrou, 'n man, 'n oudeling of 'n diaken te wees, net daarmee saam te stem nie. Die godsaligheid is om dit te weet en dan om te gaan doen wat van ons vereis word. En ons kan baie verder ook gaan as net Timoteus geliefdes. Die woord van die Here is baie ryk aan riglyne. Die wet wys vir ons duidelik hoe ons godsaligheid oefen en uitoefen. Ons sal nooit die woord kan uitput aan maniere wat ons godsaligheid kan uitoefen. Dis moet ons ook so spoedig moontlik daarmee begin. Daar's ook praktiese maniere geliefdes, eenvoudige praktiese maniere hoe ons in die godsaligheid oefen. Dit is eenvoudig om Bybel te lees, om te bid, deur die gebruik van die sakrament van die heilige nagmaal, deur aan eredienste deel te neem, deur Bybelstudies te kom, deur in 'n ampt te dien, deur jou amptswerk getrou te doen en deur diens aan jou medegelowiges en aan jou naaste. Dit is net voor die hand liggende voorbeelde. Die feit dat Paulus hierdie woord godsaligheid so konsekwent reg deur hierdie brief herhaaldelik gebruik, wys vir ons dat dit belangrik is dat daar 'n balans moet wees in wat ons weet, wat ons ook bely en wat ons doen. Ons lewens kan nie 'n struikelblok wees vir mense om die evangelie te glo. Ja, ons moet lewende bewyse wees van die glorie en die waarde van die evangelie. En iemand wat hom in godsaligheid oefen en volhard, hy sal wees. Hy sal 'n bewys wees van die glorie en waarde van die evangelie. En in die laaste verse van ons teksgedeelte stel Paulus ook 'n troostvolle boodskap van hoekom ons dit doen. Ons oefen die godsaligheid want ons hoop is in die lewende God. Nie 'n vaste hoop soos ons hoop dit gaan môre reën nie. Dit is 'n sekerheid op grond van sekerheid dat ons iets weet. Dit is die hoop wat ons in God het. Ons hoop is ook dat ons nie in ons eie kragte in ons godsaligheid behoue bly nie. Nee, dit is God dankbaar genoeg dat hy die behouder is van alle mense. En dit is hy wat ons ook in die godsaligheid sal laat behoue bly. Geliefdes, ek wil ook met hierdie teksgedeelte aan die kinders ook op 'n eenvoudige manier verduidelik. Daar is twee dinge wat Paulus vir ons in hierdie teksgedeelte uitwys. Eerstens dat ons moet oppas vir dinge wat mense sê oor
ons geloof en die Bybel. Daar sal mense wees wat leuns vertel daaroor, en so moet ons versigtig wees wat ons glo. En wat belangrik is dat ons onsself keer om ook nie so te word nie. En ons kan onsself keer om so te word deur te luister vir ons gewete. Ons gewete is wanneer ons in ons harte voel en oortuig word dat wat ons doen reg of verkeerd is. Gewete is 'n kompas wat die Here vir elke mens, gelowige of ongelowige, gegee het om te wys wat reg en verkeerd is. En hoe minder ons vir daardie gewete luister, hoe vuiler raak daardie kompas, sodat ons nie meer noord of suid van mekaar kan uitmaak nie. Ja, ons gewete is iets wat God vir ons gegee het, en wat die Heilige Gees, God die Heilige Gees gebruik om ons in die regte rigting te lei. En tweedens wys die apostel Paulus ons dat ons nie net al die dinge in Timoteus en in die hele Bybel van net moet kan glo en glad nie leef soos wat ons in die Bybel hoor en lees nie. Ons moet reg leef. Dit is wat godsaligheid uiteindelik beteken. Dat ons weet wat die Here vir ons in die Bybel sê en dat ons leef soos wat die Here vir ons in die Bybel wys. Geliefdes, ek sluit af. Daar is 'n baie goeie rede waarom Paulus sê waarom Paulus hierdie valse leer waarskuwing bring oor die valse leer en waarom hy dit by die godsaligheid noem, hoekom hy hierdie twee dinge so saamplaas. En dit is vir die rede is deur ons wat nie geoefen is in die godsaligheid nie. Deur ons wat daarom kwyn, raak ons maklike teikens vir die wrede wolwe waarvan Paulus ons waarsku met hulle valse leer. So geliefdes, hierdie gedeelte roep ons op om ons te oefen in die godsaligheid. Dit is veel belangriker as enige sport of stokperdjie waarmee ons onsself ook soms besig hou. Die rede, geliefdes, van die godsaligheid, die geskenk is van Jesus Christus, is van ewige waarde.